Hartlike goeienaand aan elkeen. Ons is bly dat jy weer eens kon inskakel om te luister na 'n stukkie uit die woord van God uit vanaand. En ek wil vra dat ons die oë sal sluit vir 'n gebed. Liewe Heer, ons is so dankbaar dat ons vanaand weer eens by mekaar kan kom, kan rustig raak, kan ontspan, Here, en sê dankie dat U ons weer eens nader aan 'n Sabbat gebring het en nader aan U gebring het, waar ons nou ons fokus op U kan lê en kan rustig word. Ek wil bid en vra dat U ook nou ons gedagtenis sal deurdring en dat U ons in U woord meer sal leer van U karakter en U liefde. Dankie daarvoor, Here. Amen. Ek wil graag vanaand met julle vir my blaai na 'n baie bekende gedeelte, Matteus 9, en ek gaan net die een versie eers daarso lees vir vanaand, en dit is in Matteus 9 vers 20, en die opskrifie daarso sê die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, en dit lees as volg: en daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Nou ek dink vandag se tyd, en veral as ek kyk na die ekonomie en alles, dan voel ons baie plat geslaan. Dinge wil nie reg uitwerk nie, daar's verandering in ons lewens konstant, ons probeer by alles uitkom en dit is asof ons moed verloor. En baie keer in ons lewens, dan dink ons by onsself, kan dit nie net môre beter gaan nie? Here, hoe kan ek môre dit beter vind? En wanneer ek na hierdie klein gedeelte kyk, wat hierdie week vir my opvallig was, toe sien ek dat ek kla oor gister en ek kla oor die week wat verby is, ek kla oor 'n bietjie veranderinge. En hier kom 'n vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing ly, siek vir 12 jaar, amper soos 'n tipe van 'n pasiënt van 12 jaar, waar sy alles probeer het en sy kom net nie reg nie. En ek dink aan die omstandighede in die wêreld heidaglik waar mense in moedverlore straat is en hulle weet nie waar om te gaan nie, hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle weet nie watter rigting om in te vaar om te sê watter kant toe nie, moedeloos. En vir 12 jaar lank ly die vrou in bloedvloeiing en sy hoor van Jesus. Sy hoor van 'n persoon wat genesing doen, wat mense help, wat na mense omgee, kinders omgee. En sy kan eintlik nie glo dis waar, dink ek nie. Ek probeer dit in my geestesoog sien. En sy sê, weet jy wat, as hy al hierdie kan doen, as ek net aan sy kleed kan vat. So kom ons gaan terug na die vers toe. Hy sê in vers 20, en daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, van agter gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net die kleed kon aanraak, sal ek gesond word. So daar was 'n hoop van 12 jaar vas, en hierso het sy hoop om gesond te word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, en die vrou het gesond geword van daardie uur af. 'n ding wat vir my baie belangrik is dat wanneer ons in moedverlore straat is dit belangrik dat ek en jy nie ophou soek na Jesus nie. Alles het net om aan daai kleed te vat, daai laaste oomblik wat ons dalk agter hom aankruip en nie verstaan en net vat en sê, Here, help ons om beter te wees. En dit is die voorreg wat ek en u ook het wanneer ons die evangelisasie doen. Die wêreld is gebroken, hulle het nie meer kant om na toe te gaan nie. Hulle is 'n moedverlore straat en ons het die antwoord. Want die Here het dit vir ons gee, nou moet ons dit aan die wêreld gee. En my gebed in hierdie uur vir julle is dat ons elke oomblik, op elke plek, die soem van Jesus sal soek. Want sodra ons daaraan kan vat en daaraan vashou, sal die lewe beter raak en makliker raak. En mag ons dit ook so aan die wêreld deel, mag ons ook hoop aan die wêreld gee. Soos wat Jesus dit vir ons gegee het, kan hy dit vir hulle ook gee. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, ons weet soms is ons in moedverlore straat. Ons weet soms dink ons by onsself, ons het probleme, en dan lees ons weer die stukkie in die Bybel waar 'n vrou vir 12 jaar vasgevang was in 'n siekte. Daar waar sy dalk op 'n stadium moed opgegee het. Daar waar sy teen die grond gelê, daar waar sy gesê het,
tot die dood toe, dis hoe dit gaan werk. En dan waar hy in hierdie wonderlike verhaal vir ons weer eens wys, dat Jesus is die antwoord tot alles. En ons het die voorreg om in daai soem van Jesus te vat. Maar help ons ook, Here, om u liefde aan hierdie wêreld uit te dra. 'n wêreld wat 'n moedverlore straat is, wat op soek is na hoop. En u is die hoop, u is die uitweg. En ons kan 'n ontmoeting met hulle doen, om seker te maak hulle leer van u. Mag ons verder in die aand geseën word, waar ons ook al is, elke huisgesin, elke mens, en mag u ons elkeen seën, en wees nou met ons in hierdie aand, sodat ons u rus en vrede sal ervaar. Dit is my gebed, alles in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle, mag julle 'n wonderlike aand hê, mag die moedverlore straat verbygaan en mag julle vasklou aan die soem van Jesus. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens.